Efesiërs 4 dan. Ons gaan lees vanaf vers 17. Die ou en die nuwe lewe. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Onthou, Efese was 'n baie goddelose stad. Hierdie mense het nou tot bekering gekom. Party van hulle het maar gedink, nou kan jy maar net aangaan met jou ou lewe. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor en omdat julle sy volgeling is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër geleef het. Hou op. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. En dan die riglyne vir hierdie nuwe lewe. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie. Moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel wat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Altyd die alternatief wat positief is, hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet dan nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moenie verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Alternatief, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar. En vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergeef het. Dan die eerste 5 verse ook van Efesiërs 5. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam, moet daarvan ontug onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Alternatief, nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef, iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierig aard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Tot sover dan ons skriflesing. Ons teks Efesiërs 4 vers 30. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Die Bybel gee aan elke ware gelowige die absolute versekering dat elkeen wat Jesus Christus waarlik aangeneem het, ons praat nie van sommer net 'n instemming met feite nie, maar waarlik aangeneem het deur die geloof, die doop met die Heilige Gees ontvang het. Want soos wat ons gisteraand ook gesien het, die doop met die Heilige Gees is daardie eenmalige gebeurtenis waarvan Jesus gepraat het, julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. So as jy die Here Jesus aanneem, ontvang jy net vir Jesus en dan later 'n tweede ervaring, 'n second blessing, soos party mense dink, en dan ontvang jy ook die Heilige Gees nie. God is 'n drie-enige God. So as jy Jesus aangeneem het, waarlik, het jy ook die Heilige Gees ontvang. Jy hoef nie in onsekerheid te lewe, het ek die Heilige Gees ontvang. Want dan gaan jou geestelike lewe wees soos wat ek so op tyd gelede, daar op die N4, en op pad na Carolina toe gery het.
'n vergadering gehad. Dominee Johan was ook daar by die vergadering. Nou op pad terug ry ek maar gewoonlik N4 en dan daar by Alzo verby. En dan draai ek so 10 km later af op die Carolina pad en dan gooi ek brandstof in by Carolina want hulle het 'n Astron Energies wat eers Caltex was. En daar kry jy met 'n standaard bankkaart kry jy U-Count Awards. So ek probeer maar altyd by daardie motorhawe uitkom. Maar toe ek so by net so voor Alzo is, toe sien ek maar dis nog 50 km tot by Carolina. Ek het daarom 70 km sê die rekenaar vir my se brandstof oor. Toe het ek begin wonder, want as daar nou een dom ding is in die lewe wat jy nie hoef te doen nie, is dit om langs die pad sonder brandstof te gaan staan, veral in 'n gevaarlike wêreld soos ons. Dis een fout in die lewe wat jy nie hoef te maak nie, maar ek sien toe nie daar's daarom 70 km se brandstof oor en daar's net 50 km oor. En toe gaan ek verby. Maar ek weet nie of dit die vorm is van die brandstoftank nie, maar as jy hier by die einde kom, dan meet dit 'n bietjie anders. En skielik na elke 5 km sien ek my 10 km eintlik gesak. En toe weet ek, maar ek gaan dalk nie Carolina haal nie. En toe sê ek in daardie onsekerheid, moet ek nou maar terugdraai Alzo toe, want dit is nog bietjie nader as Carolina, of gaan ek nou maar aan? Toe op die eind besluit ek gaan aan. En so 15 km van Carolina af. Toe wys hy daar's 0 brandstof oor. En toe het ek nou maar die laaste 15 km die kar aangebid. En gelukkig toe ek daar by Carolina inkom, dis mos so 'n hoogtekie daar. Jy weet ek nou kan die petrol maar opraak, ek sal daarom kan vryry met die houtrad tot by die motorhawe. Maar kan ek sê, dit was die laaste keer wat ek daardie fout gemaak het. Daardie onsekerheid wil 'n mens nooit weer in jou lewe hê nie. En as jy onseker is of jy die Heilige Gees ontvang het, dan gaan jou geloofslewe ook so lyk. Stop staan. As jy sonde gedoen het, dan gaan jy dalk dink, die Here wil my nie meer hê nie. Dan gaan jy dalk soos Dawid bang wees, Psalm 51 moet tog nie die Heilige Gees van my af wegneem nie. So ons moet seker wees dat jy die Heilige Gees ontvang het. En die Bybel sê vir ons, aan elkeen wat hom aangeneem het, dat hy die mag gegee om kinders van God te wees. As jy Jesus ontvang het, die dag toe jy tot geloof gekom het, het jy ook die Heilige Gees ontvang. Soms is daar ook mense wat seker is dat hulle die Heilige Gees ontvang het. Maar wat tog in hulle lewens bitter min wys van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sy werk en sy vrug. Sekere goed soos die waarvan ons net nog gelees het, laat hulle selfs naderhand ook twyfel. Ongeduld, jaloesie, risie, geestelike louheid, passiwiteit staan oor hulle daaglikse lewe geskryf. En dan begin hulle wonder of die Heilige Gees wel in hulle het. As dit ook jou probleem is, as jy wel seker is dat jy Jesus aangeneem het en daarmee saam die Heilige Gees ontvang het, maar jy mis die begeerte om aktief te wees in sy diens. Daar's 'n onwilligheid in jou lewe om die koninkryk van God en sy wil eerste te stel. Dan beteken dit nie dat jy nie die Heilige Gees ontvang het nie. Dit mag dalk wees dat daar iewers in jou geloofslewe 'n kortsluiting is wat veroorsaak dat jy nie verder kan groei nie. Dat my dink aan toe ek nog so in die laerskool was. Nou kyk, daai tyd het mense nog op 'n Sondagmiddag gaan kuier. Jy het net so gewag dat almal daarom hulle middagslaapie gehad het, so 3:30. Veral daar op die platteland in die Vrystaat het ons vir mekaar gaan kuier. Die gesinne het gekuier. 'n Mens mis dit deesdae om verskillende redes. En toe onthou ek een spesifieke dag, toe die rykste mense in die dorp ons genooi om by hulle te gaan kuier. Nou gelukkig, hulle was nie snops nie, anders sou hulle ons nie genooi het nie. En toe gaan kuier ons, ek en my broer en my 2 sissies, ons is 4, hulle was ook 2 broers en 2 susters, maar verskillende ouderdomme. Ons 4 seuns, hulle jongste seun was 8 jaar oud, ek was 11, hulle oudste seun was 13 en my broer was 16 jaar oud. Nou hoe hou jy nou 4 seuns met soveel uiteenlopende ouderdomme
besig. En ons het gelukkig 'n plan gehad. Hulle sê toe vir ons, maar ons het 'n Scalextric stel. En die van die wat weet, Scalextric stel is so reisieskarretjies. Wat jy bou so 'n baan, want hy sulke groefies in, waar die reisieskarre kan ry, gewoonlik 2 reisieskarre. Nou ek en my broer het ook so 'n stel gehad, was maar 'n ou klein stelletjie gewees, maar ons het hom baie geniet. En toe ons nou by daai mense kom, toe het hulle 'n groot stel, omtrent so 10 maal so groot soos ons. Nou kyk, daai mense was ryk. Hulle het nie 'n plaas gehad nie. Op hulle plaasbord het gestaan landgoed. Daai oom se Mercedes wat hy daardie gehad het, was OOD nommer 1. Sy bakkie was OOD nommer 2 en dan het hy nog 'n ander voertuig ook gehad, OOD 3. En nou het ons hierdie heerlike groot reisies Scalextric stel wat ons kan geniet. Maar hulle sê toe vir ons, hulle het hom al so 5 jaar, maar hy wil nog nooit werk nie. Kom ons probeer maar weer vandag. En toe pak hulle die stukke daar uit en ons begin bou. Het nog al 'n tydjie gevat. En toe op 'n stadium, toe sê ons moet begin toets of die karre werk. Nou daai baan is so, op 'n stadium gaan die een baan bo die ander baan, en dan moet jy sulke plastiek pilare tussen die onderste en die boonste bane sit, dat die karre mos nou onder die boonste baan kan deurry. En toe my broer dit wil opsit, toe sê hy, nee, dis nie nodig nie, kom ons kyk net eers of die karre wil ry vandag. En toe los ons maar die 2 bane so op mekaar, maar die karre wil niks weet nie. Ons het amper opgepak. Toe sê my broer, kom ons sit toch net daar, kom ons bou net die baan eers daarom klaar. En toe sit hy daai plastiek pilaartjies in, lig die boonste baan, en toe ons weer kyk, toe ry die karretjies. Al die jare kon hulle daai pragtige baan nie geniet nie, want daar was 'n kortsluiting. En om daai kortsluiting reg te maak, was eintlik baie, baie maklik. Hoe lekker het ons daai middag gespeel. Hoeveel jare het hulle die heerlike spel gemis. Dalk is daar ook iewers in jou geloofslewe 'n kortsluiting. Al het jy ook die heel beste ontvang van die Here af. Want God gee nie vir sekere gelowiges meer nie, het ons uit die hele kerk gedoop met die Heilige Gees op Pinksterdag. Vir God is daar nie ryk en arm. Ons lees in Efesiërs 1 vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus Jesus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Ja, ons is eintlik almal skatryk. Die Bybel sê op 'n hele paar plekke en met behulp van verskillende beeldspraak dat daar wel 'n gevaar is dat ware gelowiges in plaas daarvan om in die krag van die Heilige Gees te lewe, dikwels die teenoorgestelde doen. Daarom is daar 3 sake wat ek aan die orde wil stel vanaand. Eerstens, gelowiges kan die Heilige Gees bedroef. Ons praat ons nou oor die verhindering wat veroorsaak dat jy die Heilige Gees nie ten volle beleef nie. Gelowiges kan die Heilige Gees bedroef. Miskien is daar 'n ouer wat al nagte omgehuil het omdat 'n kind vir wie jy baie gedoen het, in wie se gesig jy jou eie gelaatstrekke kan sien, oor wie jy wonderlike toekomsdrome gehad het, maar die kind het jou teleurgestel en jy is bedroef oor daai kind. Miskien ken jy so iemand. So iemand behoort te verstaan wat ons lees in Efesiërs 4 vers 30. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Gelowiges kan dieselfde met die Heilige Gees doen. Heilige Gees bedroef. Dit stel die Heilige Gees baie diep te leer wanneer gelowiges wat as die eiendom van God beseël is met die oog op die verlossingsdag, anders lewe as wat God met reg van sy kinders verwag. Omdat daardie verlossingsdag
nie meer die fokuspunt van hulle lewe is nie. Hoe doen ons dit? Vers 30 is eintlik 'n algemene samevatting van hierdie geleesde paragraaf, waarin gewaarsku word dat dinge soos woede, valsheid, diefstal, vuil taal, verbittering, opvleendheid, gierigheid, onsedelikheid en dergelike dinge die Here kan bedroef. Dalk word jou lewe, wat eintlik baie potensiaal het, ook deur een of twee van hierdie goed gekenmerk. Dan het jy die antwoord op jou geestelike armoede. Die Heilige Gees sal nie in sy volheidswerking in 'n hart werk, waarin sonde die rooi tapuit kry. In 'n siel wat deur sonde besoedel word. Hoe duidelik blyk hierdie implikasie nie in Efesiërs 5, vers 18. Daar is ook 'n ander manier hoe dat gelowiges die Heilige Gees kan bedroef. En dis deur ondankbaar te wees vir sy genade. Voorbeeld daarvan kry ons in Jesaja 63 vers 7. Daar word die goedheid van God teenoor Israel beskryf. Hy was vir hulle nie 'n vyand nie. Hy self was die engel wat hulle gered het. Hy het hulle verlos deur sy liefde en ontferming. Dink maar uit Egipte uit, né? Hy het hulle opgetel, hulle altyd gedra. Maar hulle het in opstand gekom met sy Heilige Gees bedroef. Daarom het die Here vir hulle 'n vyand geword. Het hy self teen hulle geveg, vers 9 en vers 10. Die waarskuwing wat ons kry in Hebreërs 10 vers 29 lê op dieselfde vlak. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry, wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is geminag het, en die Gees van genade beledig het. Hierdie waarskuwing is gerig aan afvalliges, wat God se groot ontferming misken. Dankbaarheid is een van die sleutelterme wanneer ons praat van geestelike groei en 'n geesvervulde lewe. 1 Tessalonisense 5 vers 18 staan nie sonder rede voor vers 19. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. En dan net die volgende vers sê, moenie die Heilige Gees teenstaan. Ondankbaarheid. Kyk hoe begin Paulus sy sendbriewe elke keer. Alles is soms uit swaar omstandighede. Begin hy dit met danksegging en lofprysing. Is jy dalk iemand wat toelaat dat die teleurstellinge en die beproewinge van jou lewe jou verbitterd deur die lewe laat gaan? Sien jy altyd in elke lewensfase en ook in moeilike omstandighede eers uit die tekorte en die probleme raak? Dan moet jy weet, tensy jy iets daarin gaan doen, sal jy beswaarlik geestelik groei en sal jy altyd die vrede van God mis. En jy bedroef die Heilige Gees. Hy wat jou geseën het met alles wat jy nodig het in jou lewe. Moenie die Heilige Gees bedroef nie. Deur 'n vleeslike lewe afgestomp, sê Efesiërs, en deur 'n ondankbare lewe. Dit wat Jesus vir jou gedoen het. Die mens jou aardse beproewinge naderhand soveel op fokus dat jy vergeet dat jy geseën is met al die seëninge van die Gees. Tweedens, gelowiges kan die Heilige Gees teenstaan. Die Heilige Gees het vir elke gelowige sekere gawes gegee. Verskeidenheid gawes, leierskap, bemoediging, so kan ons opnoem. Hierdie gawes het hy nie sommer net gegee vir die mooiheid nie. Hy het gegee sodat ons dit moet ontdek en sodat ons dit kan ontwikkel. Met die oog op jou eie geloofsgroei, die opbou van die gemeente en die uitbreiding van die koninkryk. Dit kom nie van self nie. Paulus sê daarom vir Timoteus, wat hy eintlik as mentor voorgedien het, om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe
wat jy van wat God jou gegee het, toe jy die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Dink 'n bietjie, wat is die gawe wat die Here vir jou gegee het? Gebruik jy dit werklik, of het jy so besig geraak? Dien jy die medegelowiges in die gemeente daarvoor, is dit tot uitbreiding van die koninkryk? Die teenoorgestelde is ook moontlik. 'n Mens kan God se genadegawes gering ag en selfs doelbewus inhibeer. Dit tot groot nadeel van jouself in die gemeente. Daarom sê Paulus dan in Efesiërs, in 1 Tessalonisense 5 vers 19, moenie die Heilige Gees teenstaan nie. Letterlik staan daar, moenie die Heilige Gees uitblus nie. Nie dat ons die Gees kan uitblus nie, hy is te groot en te sterk vir ons, maar 'n mens kan sy werking belemmer. En dit wat hy wil doen in jou lewe en in die lewe van die gemeente, kan dan verbygaan. Hierdie is natuurlik 'n teenreaksie teen 'n ander wanpraktyk. Dit kan ook wees dat 'n mens die gawes oorbeklemtoon. Dat jy naderhand soveel klem op die gawes lê en op die begaafde mens, dat dit meer daaroor gaan as oor God se koninkryk. Mens kry baie voorbeelde daarvan. As jy lees daar in Handelinge 8 vers 4 tot 25, hoe gelowige, dit was Simon gewees, vers 13 sê hy was gelowig, hy het die gawes vir sy eie gewin gebruik. Ek onthou so 'n klompie jare terug, het ek in die rapport gelees, van 'n geestelike leier van 'n sekere denominasie, 'n sekere provinsie, het hulle so gespog met die klomp stelle krikke wat daar teen die muur is, want hy het mense gesond gebid wat verlam was. En dit is wonderlik as God dit kan laat gebeur, maar dan moet 'n mens nederig voor die Here staan. Mens gebruik dit nie om eintlik die klem te plaas op die persoon wat dit gedoen het nie. Het is belangrik dat 'n mens na die uiterstes sal kyk, sodat jy 'n gebalanseerde geestelike lewe sal hê, ook rondom jou gawes. Dat ons die Heilige Gees elke dag smeek om in ons as individue en ook in hierdie gemeentes te woon en ons te vorm tot sy wil en welbehaag. Derdens, raak al hoe erger, gelowiges kan die Heilige Gees uittart. In die begin van Handelinge lees ons, Handelinge 2, van die uitstorting van die Heilige Gees. Later lees ons van hoe dat die gemeente vervul deur die Heilige Gees bymekaar gekom het, mededeelsaam was, omgegee het vir mekaar. Wat 'n wonderlike voorbeeld. Maar dan lees ons ook in Handelinge 5, die hartseer verhaal van 2 lidmate van die eerste gemeente, Ananias en Safira. Hulle het teenoor die apostels voorgegee dat hulle die eiendom wat hulle verkoop het, al die geld uit die kerk toegebring het, terwyl hulle deel daarvan teruggehou het. Nou in vers 9 sê Petrus vir Safira, kort nadat haar man dood neergeslaan het, het sê ook neergeval, waarom het jy ooreengekom die gees van die Here uit te tart? Die uittarting was nie omdat hulle nie die volle prys van die eiendom gebring het nie. Daar staan juis, julle kon met die geld maak wat julle wil. Maar juis omdat hulle leuen vertel het. Die uittarting dui op die feit dat hulle deur die Satan hulle laat omhaal het om vir die amptenaars te lieg. Dit het in effek daarop gedui dat hulle vir die Gees gelieg het. Nou hierdie tipe uittarting sal ou miskien nie noodwendig aan ons tyd kry nie, maar op ander maniere kan 'n mens die Heilige Gees uittart. Hoeveel van dit wat die Gees in die harte van gelowiges en die boesem van die gemeente wil doen, word nie soms deur gelowiges versteur, deur hulle Satan toe te laat
om in te gryp in hulle lewe. Hoeveel van die vreugde in kerke is nie al in die verlede, ook in die onlangse verlede, gedemp deur mense wat hulle deur Satan laat omhaal. Ek sluit af. Mense kan die Heilige Gees bedroef deur 'n vleeslike lewe of 'n houding van ondankbaarheid teenoor God. As jy nie meer daaraan dink, die feit dat ek en jy vanaand in die kerkgebou kan wees, sê al klaar 'n klomp goed. Dat God ons geseën het, dat hy ons gered het, dat hy in ons 'n verlange gegee het na hom. Is dit nie al klaar iets om voor dankbaar te wees, dit kon heeltemal anders gewees het. 'n Mens kan die Heilige Gees teenstaan deur sy genadegawes nie te ontwikkel nie en mekaar nie daarmee te dien nie. Of om dit dan aan die ander kant skeef te trek en te veel daarop klem te lê. Mens kan die Heilige Gees start deur die Satan toe te laat om jou om te haal deur 'n gesindheid van kritiek en onwaarheid rondom jou geestelike betrokkenheid. Dalk het jy vanaand ontdek, maar hier's my kortsluiting. So daar is elektrik stel. Ai, daar's soveel potensiaal in my lewe. Ek is so lief vir die Here. Gee so om vir die Here. Maar ek weet nou, hierdie is die ding wat die Here vir my vanaand gewys het, waarin ek kan gaan werk. Mag die Here vir ons elkeen, maar dis iets waarmee ons elkeen maar moet sukkel partykeer, wat kortsluitings maak. Mag die Here vir jou die erns daarvan aksentueer. En mag hy deur die krag van die Heilige Gees vir jou help. Dat daardie kortsluiting verander. Dat die lewe vir jou 'n vreugde sal wees saam met die Here. Soos wat ons vier daardie middag toe vir 'n lang ruk met daardie resieskarretjies gespeel het. Amen. Ons wonderlike Here, ons sê vir U dankie. Elkeen van ons sê vanaand vir U dankie. Die feit dat ons hier kan wees, is nie deur ons eie goedheid nie. Soos Filippense 2 vers 12 en 13 sê, dis U wat ons gewillig, ja ook gewillig, en bekwaam maak om U wil uit te voer. Ja Here, dankie dat U ons selfs gewillig maak. Dat ons in 'n wêreld waar die stroom van goddeloosheid al hoe sterker word, die breë pad al hoe breër word, dat ons graag op die nou pad, op die smal pad wil loop. Maar Here, selfs op die smal pad weet ons is ook maar net gebroke mense. En daarom kom bid ons, Here, dat dit wat ons gisteraand geleer het van groei, dat al daardie aspekte hoog op ons agenda sal wees. Maar dit ook hierdie 3 maniere hoe ons die Heilige Gees kan verhinder, dat ons seker sal maak, dat dit nie kortsluitings maak nie. Ons bid ook vir al die Christene in hierdie dorp, al die gemeentes, ook die 2 NG gemeentes, Here, dat U ook vir elkeen van hierdie gemeentes 'n wonderlike geloofsgroei sal gee. Elke gelowige ten volle sal leef in die rykdom van genade. In die naam van Jesus Christus.